Dit is vandag Vrydag 13 Junie. Baie welkom by vandag se luistermeditasie in Koninkrykstyd. Die skrifgedeelte waarby ons vandag gaan stilstaan is Psalm 84 vers 1 tot 7 en vers 11. Ons gaan dit lees in die 83 vertaling. Ek wil jou vandag weer opnuut uitnooi om daar waar jy is tot rus te kom. Soms help dit om net 'n paar keer lekker diep asem te haal. Wanneer jy gereed is, maak jou oë toe. Draai jouself na die lig, na die nabye teenwoordigheid van God. Bid saam met my hierdie gebed. Here God, U is die swaartekrag wat alles bymekaar hou. U vreugde is die lig wat op alles val en dit mooi maak. U lig val ook op my. U genade is duisternis en lig wat saam hierdie nuwe dag laat breek. Here, my gebed is dat U my sal ontmoet net soos ek is, net waar ek is, in hierdie heilige stilte. Psalm 84 vers 1. Vir die koorleier met musiek van die Koragiete, 'n psalm. Hoe lief het ek die woning, Here Almagtige. Ek versmag van verlange na die tempel van die Here. Met alles wat ek is, wil ek jubel oor die lewende God. Selfs 'n mossie het 'n nes en 'n swaalkie 'n plek vir haar kleintjies daar by U altare, Here Almagtige, my koning en my God. Dit gaan goed met mense vir wie U huis 'n tuiste is. Hulle hou nie op om U te prys nie. Dit gaan goed met mense wat hulle krag in U vind en graag na U tempel gaan. Vir hulle gaan daar fonteine oop, wanneer hulle deur 'n dorre laagte trek en die vroeë reëns sy seëninge bring. Vers 11. Waarlik, een dag in U woning, U tempel, is beter as 1000 daarbuite. Wat het vandag vir jou opgeval, terwyl jy geluister het na hierdie psalm? Watter woord of gedagte het met jou gepraat? Psalm 84 is 'n getuienis van vertroue in God. Dis 'n psalm wat God se kinders destyds in tye van ontworteling, ballingskap, maar ook in tye van vreugde gesing en voorgeles het. Waarskynlik ook saam met Psalm 46. Saam met hul vasberadenheid om nie hul geloof te laat vaar of hul identiteit in gedrang te bring nie, het hulle deur hierdie lied te sing, getuig in 'n vreemde land oor die God aan wie hulle behoort. En of hierdie psalm nou gesing is, terwyl hulle verlang het na God se seën
om weer eens in hul tempel in Jerusalem te kan aanbid, en of dit pelgrims was, wat gesing het terwyl hulle bymekaar gekom het vir 'n fees van aanbidding. Die boodskap is 'n boodskap van afwagting vir God se tasbare teenwoordigheid. Ons wat vandag hierdie lied lees en sing, getuig ook dat daar niks in hierdie lewe is wat betekenis daarin gee, soos om naby God te wees nie. Daardie tuiskoms, weet ons, gaan nie oor die gebou waarin ons bid of die tempel waarin hulle ontbid het nie. Dit gaan oor 'n diep verlange wat gevul word wanneer jy tuiskom by God. Daarom ervaar ons ook tuiskom selfs in die moeilikste tye van ons lewe, in dorpplekke waar jy stap en tog voel jy word van binne lewendig gehou. Nie deur wat jy het nie, maar deur wie saam met jou reis. Psalm 84 herinner ons, mense wat hulle hoop in God sit, in God plaas, ontdek 'n pad vol seën, selfs al is daar droë grond. Dis nie om te ontsnap van swaar kry of dit te ontken nie, maar om midde dit 'n onwrikbare vrede en sin te vind. Hierdie is 'n lied van iemand wat weet, waar God is, daar is huis, daar is lewe. Hoe ervaar jy hierdie reis en soeke na tuiskoms in jou geloofsreis saam met God? Hierdie Psalm laat my dink aan die tyd waarin ons is na Pinkster. Pinkster 'n tyd waar ons opgewonde is om te praat oor die hoop wat in ons leef. Maar wat ek ook hoor is dat die Gees ons beweeg om te luister. Ons leef in 'n wêreld wat verlang om gehoor te word. Die wonderwerk van Pinkster het waarskynlik begin in die disippels wat geluister het na die hartsroepe van diegene wat rondom hulle geleef het. En ek lees in hierdie Psalm van die mossie, die swaalkie, klein, gewoon, wat ook 'n plek het. Ek en jy, geliefde kinders van God, broos en klein, wat ook behoort. Soos 'n mossie op die sypaadjie, wat in die kleinste saadjies skap en soos 'n mossie maar ook vaal is, maklik misgekyk word, wat onder die bos inskuif om te verhoed dat jy getrap word. Ons almal voel seker maar by tye nesloos, soos 'n klein vlugteling, onderweg en soekend na tuiskoms. Wat ek hier hoor is dat die allergewone dinge is die allerheiligste vir God. Dat ons die hemel ontdek hier op die aarde, selfs op die plekke waar ons nie verwag nie. Hoeveel klein gewone mossiesiele is daar nie om ons wat nooit gehoor of gesien word nie. Stories wat nog nooit vertel is nie. 'n Lied wat nog nooit heeltemal gehoor is nie. Stemme in ander tale wat maar stilweg verdwyn. Dalk beteken Pinkster om 'n nes, 'n tuiste van luister te skep, 'n blyplek van oop wees, waar 'n ander se hart kan kom skuil. Dalk het jy behoefte aan so 'n skuilplek. Dit mag voel asof jy niks doen nie, maar oral waar jy oop is om te luister, waar jy 'n nes van tuiskom skep, waar jy tyd afstaan om ander te hoor, daar brand die helder vlam van Pinkster. Die vlam van ware tuiskoms. Wat het in jou hart beweeg tydens hierdie meditasie? Praat met die Here daaroor.
Here God, U is my tuiskoms en skuilplek, 'n bron van krag in die tye waarin ek my bevind. En alhoewel ek nie weet wat vandag oor my pad gaan kom nie, help my om U te vertrou, om te onthou dat alhoewel ek verras mag word, dat dit U nie gaan verras of onkant gaan vang nie. Dankie dat ek weet U is nie aan die slaap of te besig nie, dat U ingeweef is in die DNA van U wêreld, wat ook my wêreld is. Help my om te onthou dat U nie toekyk nie, maar werklik omgee en naby is. Om te onthou dat, soos wat U my verlede in die hand het, U my toekoms ook in die hand hou. En meer as enigiets anders, help my, Here Jesus, om U te onthou. Wat in die moeilikste oomblik uitgeroep het, laat nogtans nie my wil geskied nie, maar U wil. Here, help my om vandag deur U liefde plekke van tuiskoms te skep, sodat mense sal weet U is naby. Mag ek oop wees om die beweging van U Gees te sien, te voel en te hoor, en gehoorsaam daarop te reageer. Amen.